Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Leef Lig, waar ons lig bring na die plekke waar dit die meeste nodig is. Oktober is Geestesgesondheid Maand en in hierdie nuwe reeks wil ek hê ons moet stil staan by die dinge wat ons gees baie keer uitdoof en ons vreugde steel en maak dat ons nie so voluit leef soos ons bedoel is om te leef nie. Elke episode is 'n uitnodiging om lig te leef. So kom luister saam en kom kyk of ons nie van die bagasie wat ons so swaar met ons saamdra, van kan ontslaa raak nie. Ek kan in die episodies egter nie help om my geloof ook by te trek nie. Al is jy self nie 'n Christen gelowige nie, wil ek steeds glo dat die episodes vir jou lig en genesing kan bring. Ons staan in vandag se episode stil by die keuse van om bitter te bly of beter te raak. In Engels sê ons, the only difference between bitter and better is the I, and that I is me. I choose whether pain makes me hard or whole, whether disappointment becomes poison or growth. Healing begins when I stop blaming and start becoming and taking responsibility. Nou ek wens ek kon by jou hoor, wat gebeur in jou mond en jou gesig en jou brein as jy die woord bitter hoor. Iets gebeur, iets universeel, dis asof jou hele liggaam reageer. Bitter in jou mond maak dat jy dit wil uitspoeg. En jou gesig trek saam en jou brein wil dit verwerp. Ons herken bitterheid instinktief en ons wil dit nie hê nie. En tog gee ons dit dikwels 'n blyplek in ons harte. Soms raak ons bitter oor klein dingetjies. Ander kere oor groot seer soos verwerping, misbruik, onreg, verraad. Daar's baie redes. Jy het dalk meer as genoeg rede om bitter te wees. Maar die keuse om bitter te wees en bitter te bly, maak jou op die lange duur net siek. Bitterheid raak nader aan die lens waardeur jy alles sien. Dit kleur jou verhoudings en jou geloof en hoe jy oor jouself dink en voel. Maar wanneer ek kies om eerder beter te raak as bitter, dan begin daar iets gebeur. Daar's vryheid, daar begin genesing en dan begin ek weer leef met lig in my oë en 'n openheid in my hart. Dit gebeur maklik dat ons as ons nie doelbewuste keuse daarteen maak nie, dat bitterheid wortel skiet in ons lewens en dat daardie onkruid van bitterheid welig groei in ons lewens. Nou heel eers het ons nodig om te besef dat bitterheid het 'n gevaarlike wortel. Waar sou jy sê begin bitterheid? Stem jy saam dat bitterheid groei altyd in die grond van 'n seer of onreg wat jou aangedoen is, waarmee jy nie gedeel het nie? Nou wat weet ons van 'n wortel? 3 dinge. Ons weet wortels absorbeer, hulle stoor en hulle groei. Hulle absorbeer pynlike inligting. Hulle stoor die woorde wat iemand miskien teen ons gesê het. En as hulle nie beheer word nie, dan begin daardie wortels van bitterheid groei. Nou stel teenoor die wortel van bitterheid die van liefde. Nou 1 Korintiërs 13 sê vir ons dat die liefde nie boekhou van die kwaad nie. Nou wat is die wortel van bitterheid? Die wortel van bitterheid hou baie noukeurig boek van al die verkeerde dinge. Doen dit nie? Dit onthou elke woord wat gesê is of dit wat gedoen is. Dit absorbeer. En dan stoor dit. Waar? Hier.
Jy speel dit oor en oor in jou gedagtes. Dis soos 'n slegte fliek wat oor en oor in ons gedagtes afspeel. En dan begin daai wortel van bitterheid te groei in ons harte. So eerstens sien ons dat bitterheid het 'n gevaarlike wortel en dat dit ook 'n giftige vrug het. Wat begin as iets onder die grond, sal as daar nie meer gedeel word nie, groei in 'n vrug wat almal kan sien en dit sal baie mense selfs seermaak. As ons eerlik is, sal baie van ons, miskien jy, moet erken dat daar is verhoudings in jou lewe wat besmet is met bitterheid. Soms is dit subtiel, dis daai koue afstand, of is daai onuitgesproke wrok wat jy maar net hier in jou hart dra. Ander kere is dit duidelik, dis woede, dis wantrou of selfs verwerping. Maar in albei gevalle is die bron dieselfde, 'n wortel van bitterheid wat ons toegelaat het om te groei. En daardie wortel dra vrug. Giftige vrug wat nie net ons eie hart raak nie, maar ook die mense rondom ons. Bitterheid is soos 'n geestelike kanker en dit versprei. Nou, hoe weet 'n mens jou hart begin bitter raak? Of dat jou hart dalk al bitter is? Nou kom ek vertel vir jou. Een manier om dit in jou lewe raak te sien is, jy sien maklik die sleg in ander. Wanneer iemand jou seer gemaak het, jette, dan raak dit maklik om hulle uitmekaar uit te trek. En jy sien net die sleg wat hulle doen. Jy sien niks goeds nie en jy dink net, wie is hulle om dit te doen? Of wie is hulle om so te praat? Bitterheid maak jou oë skerp vir foute, maar dit maak blind vir genade. Tweedens, hoe weet jy daar's bitterheid in jou hart? Is jy voel geregverdig om ander te kritiseer en dalk te skinder. Normaalweg weet jy, skinder is verkeerd. Maar as iemand jou seer gemaak, dan voel jy skielik, maar ek het die reg om vir ander te vertel wat hulle aan my gedoen het. Jy sê dalk byvoorbeeld, hulle moet weet wie daai persoon regtig is. Bitterheid gee jou as te ware 'n vals lisensie om te breek in plaas van bou. Jy is heimlik bly, derdens, as dinge skeefloop in hulle lewe. Dis lelik, maar dis waar, nie? Wanneer iets verkeerd gaan in daardie persoon se lewe, voel jy so 'n bietjie 'n geheime blydskap en jy fluister so vir jouself, ja, hulle wou mos die wiel draai. Bitterheid maak jou hart koud vir ander se pyn. En laaste leidraad is, jy bring mense af om bondgenote te kry. As iemand jou seer maak, wil jy ander mense aan jou kant kry. En jy vertel gemaklik jou kant van die storie, nie net om jou seer te verwerk nie, maar om mense teen daai persoon te draai. Bitterheid bou nie net mure nie, dit werf soldate. Maar hier's die waarheid. Bitterheid mag dalk begin as beskerming, maar dit eindig as 'n gevangenis. Die enigste pad na vryheid is om dit te herken, dit te bely en te kies, om eerder beter te word as om bitter te bly. So kom ek gee elkeen van ons net 'n oomblik van selfondersoek. Ondersoek net vir 'n oomblik jou eie hart. Wees vir 'n oomblik eerlik met jouself. Is daar enige bitterheid besig miskien om in jou hart te groei? Ek vra dit, want bitterheid dikwels sluip stil en ongemerk in ons lewens in. En ons herken dit nie altyd nie. En dan rasionaliseer ons dit en ons sê, maar my situasie is anders. Jy weet nie waardeur is ek nie. Jy weet nie wat het met my gebeur nie. Indien dit klink soos jy,
Is dit dalk tyd om van die laag van weerstand af weg te skil om te kyk of daar nie 'n gevaarlike wortel besig is om miskien te groei nie? So vra jouself eerlik, teenoor wie of wat voel ek dalk bitter? Dis regtig waar nie 'n vraag van veroordeling nie. Dis 'n uitnodiging tot vryheid. Want wat jy erken, kan jy begin genees, en wat jy bely, kan begin herstel. Dis dalk iemand by die werk, wat telkens jou idees steel, en hulle vat elke keer die krediet daarvoor. Dalk is dit 'n vriend, iemand vir wie jy altyd daar was, maar toe jy hom of haar nodig gehad het, was hulle net, weg. Of dalk het daardie vriend of vriendinne leuen oor jou versprei, of net iets gesê wat jou regtig diep seer gemaak het. Sommige mense dra bitterheid teenoor hulle ouers. Jy is dalk al self getroud en jy het kinders van jou eie, maar daar's steeds 'n seer in jou hart, 'n onverwerkte bitterheid van kleintyd wat jy nog nie verwerk het nie. Miskien is dit iemand wat jou iets skuld. Hulle het geld of 'n item by jou geleen en nooit teruggegee nie. Elke keer as jy daaraan dink, voel jy daardie steek van onreg. Party van julle voel dalk bitter teenoor julle huweliksmaat. In plaas van dat hulle jou beter helfte is, het hulle jou bitter helfte geword. Die teleurstelling het wortel geskiet. En dalk is jy bitter teenoor God. En jy dink, as die Here regtig so 'n goeie God was, sou hy nie toegelaat het dat dit gebeur nie. En daardie vraag bly sit in jou hart. Maar dit kleur hoe jy bid, hoe jy glo en hoe jy hoop. Sommige van ons is selfs bitter teenoor onsself. Jy het keuses gemaak wat jy die gevolge vandag nog dra. En jy haat jouself daarvoor. Jy glimlag aan die buitekant, maar aan die binnekant is daar 'n stem wat sê, maar hoe kon jy so dom gewees het? Ek het dit aan myself gedoen. Skil die laag weg en vra jouself eerlik, wat is dit of wie is dit teenoor wie ek bitter voel? Jy sien dit dalk nie met die oog nie, maar is daar, besig om te groei en die vrugte gaan wys in jou woorde, in jou verhoudings, in jou geloof, in jou selfbeeld. Maar hier is die hoop. Wat jy erken, kan jy begin genees. Wat jy bely, kan God begin herstel. En wat jy los, maak plek vir lig. So nou, hoe raak ek ontslaaf van bitterheid? Wel, as jy 'n gelowige is, met die Here se hulp natuurlik. Dit is baie moeilik om dit in jou eie krag te doen. Want as ons seer gemaak word, is ons meer geneig om te sê, I don't get mad, I get even. Nie waar nie? Ons wil eerder iemand terugkry. Maar daar is 'n beter manier. En dit is met vriendelikheid, goedgesindheid, omgee vir mekaar en om mekaar te vergewe. Wanneer ons bitterheid in ons harte ronddra, is ons harte koud en hard. Maar wanneer ons besef ons dra bitterheid in ons harte en ons wil daarvan vrykom, dan kan ons bid. Here, gee my 'n sagte hart, 'n omgee hart vir die persoon. En begin dan vir die persoon teenoor wie jy bitter voel, bid. Ek besef, dis heel waarskynlik die heel laaste ding wat jy wil doen, is om vir daai persoon te bid. Maar doen dit net. Doen dit net. Wees soos die Nike advertensie, just do it. Al voel jy nie lus nie, doen dit net. En die vreemdste ding is,
Die Here mag miskien nie die persoon verander nie, maar hy sal jou verseker verander. Jou omstandighede gaan dalk nie oornag verander nie, en jy gaan nie al die verskonings kry wat jy graag sou wou kry nie, maar jou hart gaan beslis verander. En die tweede ding wat ons bid is, Here, maak asseblief die bitterheid in my hart dood met vergifnis. Vergifnis is nie soos 'n keusevak op skool wat gelowiges kan neem of nie neem nie. Die Bybel sê dat ons mekaar moet vergewe. Net soos die Here ons in Christus vergewe het. Dis verpligtend. Nou ek weet, dit is waar party van ons opstandig gaan raak, jy dalk ook, en jy gaan sê, ja, maar jy weet nie wat ek deur is nie. As jy deur is wat ek deur is, sal jy ook nie wil vergewe nie. En jy is sekerlik reg. Maar dis nie my opinie wat geld hier nie. My opinie geld nie soveel as wat die Here se woord vir ons sê om te doen nie. So hoe moet ek dit doen? Kom ek vertel 'n storie. Ek dink stories werk altyd goed om iets te wil kommunikeer oor hoe ons iets in die verlede moet los en laat gaan. Lank gelede was daar 2 monnike. Hulle was deel van 'n klooster waar dit streng verbode was om aan vroue te raak. In elk geval, hierdie 2 monnike was op 'n lang reis van een dorp na 'n ander. Op pad kom hulle by 'n groot, sterk vloeiende stroom wat hulle moet kruis. En aan die oewer van hierdie sterk vloeiende stroom was daar 'n ou dame, broos en swak, wat bang was om oor hierdie stroom te beweeg, om hierdie stroom oor te steek. En sy vra toe, sal julle my asseblief help om oor te kom? En een monnik antwoord dadelik, nee, ons mag dit nie doen nie. Maar die ander monnik dink vir 'n oomblik, bid stilweg en vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Hy voel toe dat die Here hom lei om die vrou te help, en hy sê toe, mevrou, klim gerus op my rug, en sy doen dit, en hy dra toe versigtig oor hierdie stroom, en aan die ander kant is sy oorstelp van dankbaarheid, en sy gee hom 'n druk, en sy sê baie dankie. En hy voel dat hy God se wil eerbiedig nagekom het. Maar die ander monnik was woedend. Hy kon nie glo dat sy reisgenoot homself so besoedel het deur 'n ander vrou te raak nie. Vir kilometers daarna het hy geweier om met die ander monnik te praat. Uiteindelik vra die ander monnik vir hom, wat gaan aan? Hoekom wil jy nie met my praat nie? Die eerste monnik antwoord toe en hy sê, ek kan nie glo. Jy het 'n vrou aangeraak en toegelaat dat sy aan jou vat nie. En toe sê die ander monnik met groot opregtheid en deernis, sê hy toe, met alle respek, ou vriend, ek het daardie vrou kilometers gelede al neergesit, maar jy dra haar nog steeds in jou hart saam. Jy dra dalk iets wat jy jare terug moes neergesit het, en jy weet dit, jy voel dit, maar jy is bang om dit te los. Dis tyd om dit neer te lê, te laat gaan. En wanneer jy kies om die seer te los, begin iets nuuts in jou. En jou hart word ligter en jou denke helderder en jou siel meer oop vir hoop. Jy hoef nie alles vandag reg te kry nie, maar jy kan vandag begin. Een gebed, een besluit, een tree na beter. Ek hoop dat vandag se boodskap jou gaan help om te beweeg van bitter na beter. As dit vir jou iets beteken het, wonderlik. As jy weet van iemand wie jy nodig het om dit vooraan te stuur, doen dit asseblief. Gaan luister op YouTube of Facebook of Spotify en deel gerus hierdie nuus met ander.
En onthou tot volgende keer. Leef lig.